Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na hierdie 3 tipiese vrae wat mense in 'n matriek eindeksamen vraestel en vraestel 2 kan kry oor driehoeksmeting. Hier staan geskryf: moenie 'n sakrekenaar gebruik in die beantwoording van hierdie vrae nie en wys al jou berekeninge. Ons gaan die 3 sommetjies apart hanteer. Die eerste vraag sê: bewys dat hierdie klomp goeters is gelyk aan 3 op 2. Nou moet jy weet dat indien ons sulke groot getalle kry soos hierdie, daai is 'n skerphoekie, gaan ons alles eers skerphoeke maak wat dan so gaan eindig. Ek gaan elkeen apart vat, een vir een, en vir jou wys hoe kom ons by hierdie antwoorde uit. Hoe baie van hierdie jy wil skryf, hang van jouself af. Ek hou daarvan om hierdie som op 'n A4 bladsy te doen, al vat dit baie papier, en dan werk ek hierdie goedjies apart uit en bring dit dan net terug na my som toe. So, ons vat die tan 480, dan wil ons hom eers onder 360 kry, so ons vat 480 minus 360, dan kry ons tan 120. Dan kyk ons waar staan 120 op die kartesiese vlak, dit sal daar sit. Dan kyk ek hoe ver is ek van die x-as af. Nou 120 is dan 180 minus 60, en dan hierso is tan negatief, so ek skryf minus tan 60. So daai gaan heeltemal verander na minus tan 60 toe. Die volgende een gaan ons sin 300 doen. Hy lê hierso op die kartesiese vlak. Jou vraag is hoe ver is jy van die x-as af? Dan weet jy dis 60. So dan skryf jy sin 60 en die cast diagram, C is hier positief, so sin sal negatief wees. So dit word minus sin 60. Hierdie stap is opsioneel. Party onderwysers wil dit hê, maar is nie nodig nie. Jy kan nie hier uitkom as jy nie verstaan wat jy hier gedoen het nie. So die sin 300 word minus sin 60. Die cos 14 los ek net so. Die volgende een vat ons die sin minus 135. Ons plus 360 by hom, om hom positief te kry en binne die 360 raamwerk. Dan sal hy hier lê. Dan vraag ek myself, hoe ver is ek hier van die x-as af? Dis dan 45 grade. Sin is hier by t negatief, so dit word minus sin 45. Die volgende een is sin 104. Hy sal daar lê op die kartesiese vlak, hy sal daar uit lê. Dan vraag jy, hoe ver lê ek van die x-as af? Trek ek daai van 180 af, dan kry ek 76 grade. En sin is positief in daai kwadrant, so ek skryf plus sin 76 grade. Die volgende een is dan cos 225. Hy sal hierso lê verby 180. Dan vraag ek, hoe ver is ek nou van die x-as af? Dan moet ek hierdie stapie neerskryf as jy wil. Dis 180 plus 45. Dan sal dit 45 grade van die x-as af wees. Dan sit ek minus cos 45, want t is hier positief, cos is nie hier. So is minus cos 45. Nou lyk hierdie som so met skerphoeke. Dan teken ek my spesiale driehoeke, dis maar die tegniek wat ek gebruik, en dan lees ek die antwoorde hier af. So minus dan is dan teenoorstaand op aangrensend. Dan staan ek hier by 60, teenoorstaand op aangrensend is wortel 3 op 1. Hierdie gaan ek nie verder verduidelik nie. Die cos 14 hou ek net soos hy was, en ek maak hierdie met my kofunksies ook cos 14. Dan kan ek hulle met mekaar kanselleer, en ek kry al hierdie ander antwoordjies, kry ek hier uit my spesiale hoeke uit. Dis net die 14 en die 76 wat 'n ander pad volg. En dan werk ek hierdie met gewone breuke uit. Ons kanselleer die cos 14 gaan homself in 1 keer, en daarin gaan hy ook 1 keer. Dan werk ek hierdie bokant uit, dan gee hy vir my hierdie antwoord. Die onderkant hou ek daar, en dan maal ek dit af en maal dit, dan kry ek my finale antwoord wat my gevra het in die begin. Ons moet bewys dat hierdie lelike ding gelyk is aan 3 op 2, en daar het ons 'n bewys is 3 op 2. Die volgende vraag vra, ek moet bewys dat cos 75 is hierdie lelike antwoord. So, ons los hierdie som, ons begin met die linkerkant werk, en sê ons linkerkant is cos 75. Dan breek ons die 75 grade op, ons maak hom cos 45 plus 30. Dan word dit saamgestelde hoeke. Dan brei ek hom hierdie een net uit, wat dan so sal lyk, cos 45 cos 30, minus sin 45 sin 30. Teken weer my spesiale driehoekies, en haal hierdie inligting wat ek nodig het, net uit hierdie prentjies uit. So ek gaan na cos 45, as ek hier gaan staan, cos is aangrensend op skuins, wat ek dan hier skryf, dan vat ons cos 30, staan by 30, is weer aangrensend op skuins, skryf ek hom hier in, en so doen ek die res van hierdie ook. Dan sorteer ek hierdie uit, vereenvoudig hierdie en skryf dit, hou die minus, vereenvoudig hierdie en skryf dit, vereenvoudig dit verder, en vereenvoudig dit verder, deur te maal. Hulle het gesê, hy moet op 'n sekere manier lyk, so dan maal ek net bo en onder met wortel 2. Die vraag het gesê, hy moet so lyk. En toe ek hier kom, toe lyk hy nog nie heeltemal so nie. Toe sê ek, daar is nie meer 'n wortel onder nie. Toe maal ek met wortel 2 onder en bo. Hulle noem dit rasionaliseer die noemer. En toe kry ons die finale antwoord, en dit is gelyk aan die regterkant.
Die derde vraag sê, bewys dat cos 90 minus 2x maal tan 180 plus x plus sin kwadraat 360 minus x is gelyk aan 3 sin kwadraat x. Ons gaan weer met die linkerkant begin. Eers verander ons die cos 90 minus 2x so. Hy lê daar en dit word 'n kofunksie. So cos 90 minus 2x word plus sin 2x. Die tan 180 plus x lê met ander woorde in daai kwadrant en daar word tan positief. So hy word tan x met 'n plus. Daai plus wag. Daai 360 minus x lê in daai kwadrant. Dit beteken sin gaan negatief daar wees, so dis negatief sin x met die kwadraat aan die buitekant. Dan weet ons dat sin 2x is 2 sin x cos x, ons een identiteit, en hy gaan nou hierdie plek vervang. Soos ek gesê het, hierdie sin 2x word 2 sin x cos x, van daar af. Die tan x gaan maak sin x op cos x, en hier kwadreer ek net die minus, dan val hy weg, en dan word net plus sin kwadraat x weer. Nou moet ek hierdie net met algebra oplos. Ek kanselleer daai kos met daai kos, dan kry ek hier 2 sin kwadraat x plus sin kwadraat x. Nou onthou, dit is gelyksoortig, dis amper soos 2k plus 1k word 3k. Dit gee dan vir my dus 3 sin kwadraat x, en dis dieselfde as die regterkant wat ons moes bewys het. Stop gerus die video, en ek kyk bietjie wat hier gebeur het. Onthou asseblief aan of jy van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Indien daar iets is wat jy onseker oor is, kan jy vir my 'n enkel sommetjie stuur na hierdie nommer toe, dat ons vir jou videoetjie maak en plaas op hierdie kanaal dat ander mense kan baat vind by wat jy gevra het.